En ek wil met u praat oor hierdie gedagte, is jy al gewas? Is jy al gewas? En ons lees Johannes 13 vanaf vers 1. En voor die fees van die Pasga. Die Pasga is die Paasfees waar die offerlam geslag is en Jesus was ons paaslam wat ook vir ons geslag is. En voor daardie fees, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om te verraai, het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek, en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Nou die rede vir voete was in die Bybel, dit was stofpaaie, behalwe dit alles was die paaie besaai met donkies en perde en skape en bokke, en mense voete het gou vuil geword, en dit was die rede dat wanneer iemand by jou kom, aan huis kom, was daar 'n slaaf wat eers jou voete gewas het, en dan het jy in die huis ingegaan, en daardie aand was daar geen slaaf nie. En hy wat die koning is, hy wat die skepper van die heel alles, word eensklaps 'n slaaf. Die 12 disippels, as jy Lukas 22 gaan lees, vers 24 sal jy sien, hulle het onder mekaar gestry, wie van ons is die grootste, en hy wat die grootste is, hy word 'n slaaf, en was voete, en hy kom hier by Petrus, en miskien het Petrus hier tot sy sinne gekom, want eintlik moes hy voete gewas het, en hy sê, Here, gaan u my voete was? U wat die Here is? En dan sê die Here vir hom, hierdie woorde, in vers 8, Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Ons kan maar vers 11 ook lees om hierdie gedeelte mooi af te sluit. Hy sê, want hy het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Tot sover, die Here seën sy woord, en ek wil aan die voorhou, vers 10, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. Hy wat gewas is, het niks meer nodig as om die voete te was nie, want hy is heeltemal rein. Is jy al gewas? Een van die redes waarom baie mense versuim om hulle te laat doop is die volgende. Ek is bang dat nadat ek my laat doop het, gaan ek weer sonde doen, gaan ek weer die Here teleurstel, en dan kan hulle ook vir jou 'n hele paar ander mense uitwys en sê, kyk, daardie oom, daardie tannie, daardie seun, daardie dogter, het 'n paar maande terug hulle laat doop, en
en hulle het maar weer verkeerde dinge gedoen. So ek wil nie skynheilig wees nie. Ek wil nie my laat doop en dan sondig ek weer nie. Nou ek wil dadelik sê, dis juis waaroor die doop nie gaan nie. Ons doop nie volmaakte mense nie. Die doop is nie vir mense wat geen sonde doen nie. Maar die doop is juis vir mense wat besef, ek is swak, ek is nietig, ek is feilbaar, ek kan myself nie red nie. Uit myself is ek nie goed genoeg om hemel toe te gaan nie. Ek het 'n verlosser nodig, ek het 'n saligmaker nodig, ek het iemand nodig wie se sterk hand ek kan vat. Ek het iemand nodig wat my kan red en my kan vergewe en my kan help. En dis waaroor die doop gaan. Die doop gaan in die eerste plek oor 'n vereenselwiging met Jesus Christus, ons verlosser. Dis waarvan die doop spreek. Die doop sê ons verbind ons aan 'n volmaakte persoon, Jesus Christus. Ons verbind ons vereenselwig ons met sy heiligheid, met sy volmaaktheid, met sy sondeloosheid. Dis by die doop wat ek sê, ek het my aan hom verbind. Ek het my swakke hand in sy sterke hand gesit. Met ander woorde, 'n mens kan dit so stel, die doop is nie die boonste sport van die leer nie. Die doop is juis die onderste sport. Dis waar ek eintlik my pad met Christus beginne loop. Die doop spreek daarvan. Nou ongelukkig weens baie redes, omdat baie mense in die duister gehou word oor die doop, en omdat mense dit nie altyd insien soos wat die Bybel dit stel nie, gebeur dit soms dat 'n mens gedoop word jare nadat jy jou hand in die hand van die Here Jesus gesit het. Maar in die Bybelse tyd was dit nie so nie. Die dag as jy jou hart aan die Here gee, die dag as jy jou bekeer, daai selfde dag is jy gedoop. So die doop en die bekering het in die Bybel hand aan hand plaasgevind sonder 'n tussenperiode. Maar weens baie redes het dit deur die jare verander. Maar eintlik is dit die manier hoe dit gewerk het. En my broeder en suster, daarom sê ek die doop is die onderste sport. Dis waar jy eintlik vertel, ek het my hand in die sterk hand van die Here gesit. Ek vereenselwig my met hom, want hy alleen is by God aanvaarbaar. Hy alleen is goed. Hy alleen is regverdig. Hy alleen is sondeloos. En nie een van ons sal dit ooit kan wees of ooit kan word nie, behalwe die dag as ons as kind van die Here sterwe. En dan moet hulle ons ook nog reg lê om reg te wees. Maar dankie Here, ons gaan volmaak wees eendag, nie nou nie. Die doop sê, ek het een met hom geword. Galasiërs 3 vers 27, die ou vertaling, sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Om jou te beklee beteken om jou toe te maak. En as jy jou toemaak, dan sien die mense net dit waarmee jy toegemaak is. As ons met Christus toegemaak is, dan sien God die Vader Christus. Want ons is in hom toegemaak. Die nuwe vertaling vertaal dit ook vir my mooi, waar hy daar sê, want julle is deur die doop met Christus verenig en het deel van Christus geword. Julle is deur die doop met Christus verenig en het deel van Christus geword. Nou, die doop in sigself, om iemand onder die water te dompel, daar's geen magiese krag daaraan verbonde nie. So wat die woord van die Here eintlik vir ons wil sê is,
Die doop is maar net 'n prentjie van daardie eenwording. Soos wat jy eintlik een word met die water, praat dit maar eintlik van jou bekering, toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe jy Jesus aangeneem het as jou persoonlike verlosser, toe het jy reeds jou met hom vereenselwig, jy het jou reeds aan hom verbind, en die doop kom en stel dit vir ons in 'n prentjie vorm. As jy in daardie water ingaan, word jy deel van daardie water, jy word een met daardie water. En so sê die Bybel, is ons as ons laat doop. Hy sê dit spreek van daardie vereniging, dit spreek van daardie deelwording. En dis hoekom Jesus vir Petrus sê, as jy my nie toelaat dat ek jou was nie, het jy geen deel aan my nie. Het jy geen deel aan my nie. Nou wat gebeur by daardie eenwording? Wat gebeur wanneer 'n mens jou hart en jou lewe aan die Here Jesus Christus gee? Al jou sondes word weggewas in totaliteit. Al jou sondes word weggewas, word gereinig, en voor God bestaan dit nie meer nie. En dis die wonder van die offer van Christus, en ek wil nou nie op 'n syspoor gaan nie, maar ek wil dit net hier inrol, dat in die Ou Testament, en jy lees daarvan in Hebreërs die 10de hoofstuk, waar hy praat van die offers van die Ou Testament, sê hy kon onmoontlik die sondes van die wêreld wegneem, want in die Ou Testament het die bloed van die offerdier net vir 'n jaar lank die sondes toegemaak, bedek. Daarom moes daar jaar na jaar geoffer word, want dit het net, as ek dit in hedendaagse taal kan praat, die bloed van stiere en bokke het net 'n rak leeftyd van 'n jaar gehad. Dit het 'n vervaldatum gehad. Maar die bloed van Jesus Christus bedek nie net sonde nie, dit reinig sonde. 1 Johannes 1 vers 9. So daardie oomblik, wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek my hart en my lewe aan die Here gegee het, daardie oomblik word al my sondes, almal weggewas. En is ek totaal, as ek dit dan so kan stel, in daardie oomblik sondeloos voor God. Daar's met my sonde afgereken. Daarom, wanneer Ananias vir Paulus, waar Paulus in Handelinge 9 tot bekering kom, lees ons in Handelinge 22, word hy gedoop, en wanneer Ananias by hom kom, in Handelinge 22 vers 16, dan sê hy vir Paulus, en nou waarom versuim jy, staan op en laat jou doop, en jou sondes afwas. Dis nie die water wat jou sonde afwas nie. Dis net simbolies van die bloed van Jesus wat jou sonde afwas. So weer eens, daarom is dit nodig om onderdompel te word, want jy moet van jou kop tot jou tone gewas word. Daarom dat 'n mens na jou bekering jou laat doop, want jy sê daardeur vir die mense wat daarna kyk, soos wat die water my was, van my kop tot my tone, so het die bloed van Jesus Christus my totaal gereinig van al my sondes. Beteken dit nou dat as jy uit die doopwater uit opstaan, beteken dit nou dat nadat jy waaragtig tot bekering gekom het, dat jy nooit weer gaan sonde doen, of gaan struikel nie? Nee, my broeder en suster, en dis die goeie nuus van vanaand se boodskap. Ons praat met u oor, is jy al gewas? Het jy al begin om met die Here te wandel? Was daar 'n oomblik in jou lewe dat jy jou waaragtig tot die Here bekeer het, waar jy hom met jou mond ingenooi het in jou hart en in jou lewe? Want dis waar hy jou totaal gewas het. Hoe werk dit? Weet u, as ek gebad het, en u ook,
U kom nou net uit die bad uit, u is skoon van u kroontjie tot u toontjie. En nou moet u vinnig iets in die motorhuis gaan haal. Iets wat u moet gebruik in die huis, en motorhuis is vol stof en die artikel is vol stof. En u gaan haal daardie artikel en u bring hom in die kombuis in, stof hom af, skoon is daardie artikel, maar u hande is vol stof. Gaan u weer bad? Of wat gaan u doen? U gaan net u hande was, want u het 'n ruk gelede klaar gebad. U was net af dit wat vuil geword het. En dit is presies hoe dit gaan in die lewe van 'n kind van die Here. Die oomblik as jy tot bekering kom, word jy gebad in die bloed van Christus. Daarvan spreek die doopwater. Daarvan spreek die doopbad. Jy word in totaliteit gereinig. En dan begin jou Christelike lewenswandel, waar jy 'n baba in die Here is, en waar jy moet groei tot 'n geestelike volwassene. En in hierdie proses struikel jy elke dag. In hierdie proses doen jy nog sonde. Nie omdat jy dit wou doen nie, maar omdat jy nog nie 'n sterk Christen is nie. En van sterk Christene sê selfs die apostel Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 12, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. So, selfs sterk Christene kan soms struikel en sondig. Beteken dit nou hulle moet weer gewas word, gebad word? Selfs in die Ou Testament is daar vir ons voorbeelde, dat as jy 'n kind van die Here geword het, daai oomblik word jou hele verlede uitgewis. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. In Eksodus die 30ste hoofstuk, vers 18 en vers 19, lees ons dat daar in die tenttabernakel, en u wat nou saam met ons Israel toe gaan, u gaan mooi sien wat ek nou verduidelik. Want daar by Timna Park is 'n perfekte voorbeeld van Moses se tenttabernakel, wat omspan is met daardie doeke. Daar is net een poort. En as jy deur daardie poort ingaan, kom jy by die altaar, die brandofferaltaar. Net na die altaar kry jy 'n koper waskom. En dan kry jy die heilige deel, die tent, die heilige deel, en agter hom die allerheiligste. Nou die hele tabernakel is 'n simboliek van saligheid, van Christus en wat hy vir ons gedoen het. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie deur my ingaan, sal gered word. Dis wat die poort simboliseer. Dan kom jy, as jy deur die poort is, by die altaar. Daar is 'n altaar waarop offers gebring is. Christus is vir ons geoffer. Maar daar moes priesters diens doen in hierdie tenttabernakel. En as jy Eksodus 29 gaan lees, dink is daar by vers 6 rond, dan sien jy dat die priesters moes hulle self bad voordat hulle kon aan diens gaan. Nou oral in Israel, daar's amper nie 'n plek waar jy kom nie, is daar doopbaddens. Mikwaot noem hulle dit in die Hebreëus. 'n mikwa is 'n doopbad. En dis waar hierdie priesters hulle self gereinig het. Hulle het hulle van hulle kop tot hulle tone gewas. Hulle is onderdompel. En dan het hulle ingegaan in hierdie tabernakel in om te bedien. Daar moes offers gebring word. Daar is 'n vuur wat aan die gang gehou moes word.
Daar is artikels wat hanteer moet word, en dan kom jy in Eksodus 30 vers 18 en vers 19, en dan sê hy, dat hierdie koper waskom is daar, sodat die priesters of die leviete, wat kan was? Hulle hande en hulle voete. Want voordat hulle aan diens gekom het, is hulle gedoop, is hulle gewas. En nou het hulle begin om diens te doen in die tabernakel, en hulle hande en hulle voete, met hulle voete het hulle in die stof geloop, en met hulle hande moes hulle al daardie artikels hanteer, en een van die redes waarom daar die goue koper waskom was sodat hulle hande en hulle voete kon was. Net dit wat vuil geword het, het hulle mee afgereken. Ons ken almal die verhaal van die uittog uit Egipte, toe die Here water uit 'n rots voorsien het. En ons sien daar in Numeri 20 vers 8, dis die tweede keer dat die Here toe vir hulle water uit 'n rots gee. En in Numeri 20 vers 8, sê die Here vir Moses en Aaron, neem julle staf, bring die volk op 'n sekere plek bymekaar, en praat met die rots. Wat moes hulle die eerste keer doen? Eksodus 17 vers 6. Hulle moes die rots slaan, en die rots is gekloof, en die water het uitgevloei. Nou kom hulle 'n tweede keer in so 'n situasie, en die Here sê vir Moses, praat met die rots. Hoekom moet hy met die rots praat? Want die rots is klaar gekloof. En my broeder en suster, dit simboliseer iets van die doop. Wanneer 'n mens jou laat doop, dan vereenselwig jy jou ook met die dood van Jesus. En ons weet, in simboliese taal praat ons van die dood van Jesus as die rots wat vir ons gekloof is. Hy is die rots wat vir ons gekloof is. Uit sy sy het daar water en bloed gekom. Die rots Jesus is ook net eenmaal geslaan. En dit wat daar in die woestyn gebeur het, is 'n prentjie van Christus wat sou kom. Die eerste keer is die rots gekloof, praat van sy dood, en nou sê Romeine 6 vers 3 en 4, ons wat ons laat doop het, is in Christus se dood gedoop. Soos hy gesterf het, sê ons, sterf ons ook. Soos hy begrawe is, so word ons ook onder die water begrawe. Soos wat hy opgestaan het, so staan ons ook op uit die water. So die doop spreek van die rots wat geslaan is. Nou begin jy jou pad met die Here, en nou kom jy weer op 'n plek waar jy water nodig het, en water spreek van reiniging. Kom jy weer op 'n plek waar jy water nodig het. En Moses sê die Here sê vir Moses, praat maar net met die rots. En toe slaan hy hom weer. Is nie nodig gewees nie, want hy's klaar gekloof. Nou kom ons by ons geleesde gedeelte. En hier was die Here Jesus die voete van sy disippels, en Petrus sê vir hom, Here, gaan nie my voete was, jy sal dit in der ewigheid nooit doen nie. En dan sê die Here vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. En dan sê Petrus, Here, nee, dan moet jy sommer my van my kop tot my voete was. Toe sê die Here vir hom, nee, hy wat eenmaal gewas is, het net nodig dat sy voete gewas word, want hy is heeltemal rein. En daar was 'n dag waar Petrus gedoop is, nadat hy die Here Jesus begin volg het, nadat hy 'n disipel van die Here geword het. Daar was 'n dag waar hy gewas is, waar hy skoon gemaak is deur Jesus, waar hy vrygespreek en vergewe is.
Daarom sê die Here vir hom, daar was 'n dag wat jy deel geword het van my. Maar jou voete is vuil. Daarom was ek net jou voete. Om af te sluit en dit miskien 'n bietjie duideliker te maak. As 'n mens 'n kind van die Here geword het en jy het jou laat doop as getuienis dat jy wel sy kind geword het en al die goed wat ek reeds gesê het, jy begin jou pad met hom loop, dan wandel jy met hom. Jy het 'n verhouding met hom. En 1 Johannes 1 vers 7 tot en met vers 9 sê hierdie woorde. Hy sê as ons in die lig wandel soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus reinig ons van al ons sondes. Dan kom hy in vers 8 en dan sê hy wat sê dat hy geen sonde het nie, mislei homself en die waarheid is nie in hom nie. En dan kom hy in vers 9 en dan sê hy hierdie woorde, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van die sondes te reinig. Wat sê die Here? In ons lewens wandel met hom as Christene. In ons verhouding met hom, kom daar tye wat ons wel sonde doen. En soos ek reeds gesê het, nie omdat ons dit wou gedoen het nie, maar omdat ons vlees en bloed is en mense is. Want dis hoekom daar die 3 verse daar staan. Sê ons het gemeenskap met mekaar. Ons het gemeenskap met hom. Sê die bloed van Jesus Christus reinig ons van al ons sondes. In die Griekse taal is dit in die deuratieve tyd geskryf wat eintlik sê die bloed van Jesus Christus reinig ons voortdurend van al ons sondes. En dan kom hy net in die volgende vers en sê, en as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid nie is in ons nie. Hoe maak ons in ons verhouding met die Here? Die oomblik as ons gesondig het, gaan die Heilige Gees, want Johannes 16 vers 8 sê, die Heilige Gees, wanneer hy gekom het, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Wanneer ons sonde doen en ons struikel, dan kom die Heilige Gees en hy oortuig ons van hierdie sonde en ons is jammer daaroor. En ons sonde dryf ons nie weg van die Here af nie, maar dit moet ons na die Here toe dryf. En dan sê ons, ag Here, ek is jammer, ek het vandag hierdie en daardie ding gedoen. Dit pla my, vergewe my. En dan sê 1 Johannes 1 vers 9, en as ons sondes bely, die woordjie bely beteken om dit te erken, teenoor die Here te noem. Sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons van die sonde, ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat doen die Here? Hy was ons voete. Hy was net dit wat vuil geword het. Daarom sê ons teksvers, hy wat gewas is, het nie nodig om weer gewas te word nie. Hy moet net sy voete was, want hy's reeds rein. Van daardie dag af, dat hy 'n kind van die Here geword het. Broeder en suster, daarom is dit nodig dat 'n mens jou hart en lewe aan die Here gee. Want dan sê jy vir hom, Here, ek kan myself nie red nie, ek het U nodig. Daarom is dit nodig om jy so gou as moontlik daarna te laat doop, om in 'n prentjievorm te sê, so het die Here my totaal skoon gewas, van my hoof tot by my voete. En dan as jy daardie water uit opstaan, dan begin jy 'n pad met die Here loop. En soos wat jy val en struikel, en let wel, ek dink ek praat met verstandige mense. Beteken nie, jy het 'n lisensie om te sondig nie. Beteken nie, jy kan maar na willekeur doen wat jy wil, en vanaand val jy net op jou knie en vra vergifnis nie. Dis nie hoe vergifnis werk nie, want die Here ken jou hart, en hy weet of jy dit wel met hom meen, of jy regtig berou het, en of jy hom regtig lief het. So ek praat met mense wat die Here lief het en wat so sleg voel as hulle sonde doen en so teleurgesteld is in hulle self, dan kom jy en jy sê, ag Here, sal U nie my maar vergewe nie. Dan was hy jou voete.
Dis hoe dit werk. Want lank terug, afhangende van wanneer jy tot bekering gekom het, lank terug is jy gewas. Al jou sonde is weggewas. En nou is dit net nodig dat die Here jou hande en jou voete skoon maak. Wat 'n God dien ons nie. Wat 'n wonderlike saligmaker. Om met hom so pad te kan loop. So eintlik van jou doop af. Sprekende van jou bekering af. Tot die dag dat jy sterf, as jy jou hand in die hand van die Here hou, is jy in 'n reinigingsproses. En is sy bloed voortdurend besig om die vuil kolle wat opkom skoon te maak. Ek vertrou dat die Here tot jou hart gespreek het, dat jy bemoedig is, en dat jy sal sê, dankie Here vir genade, dankie vir vergifnis, dankie vir die reiniging deur die kosbare bloed. Mag die Here hierdie woord aan ons harte seën. Baie, baie dankie.